Kom ons sluit ons oë en bid ons saam. Here ons Vader, ons dankie dat ons U wat die Almagtige, die Koning en die Here van die heelal is, dat ons U kan aanbid. Dankie dat ons kan weet, U is die lewende Here, ons opgestane Verlosser. Dankie dat U die sekerheid vanoggend in ons harte gee, dat ons U kinders is, soos ons ook nou gelees het, wat U kind Johannes geskryf het, eeue terug, en wat vanmôre waar is vir ons elkeen. Dankie dat ons aan U kan behoort. Dankie dat ons kan vra, help vir ons om hierdie sekerheid, die grondslag, die anker van ons lewe te maak. Ons is in U versorgende hande. Dankie Here vir elke sekonde van ons lewe, wat U vir ons sorg, en wat U liefdevolle hand op ons is. Dankie dat U ons nooit los nie, maar vashou in U genade, dat U saam met ons die pad stap, elke tree van die lewenspad, in donker tye, ook in mooi tye. Dankie dat U altyd vir ons verseker, ek is by jou, ek sal jou nooit los nie, jy is myne. Ons dankie daarvoor. Dankie dat ons as U gemeente, wat deur U bloed hier saamgevoeg is, vir U kan aanbid. Dankie dat ons kan weet dat U met ons 'n verbond gesluit het, om ons God te wees. Dankie dat ons as gemeente agter U kan aanloop, en ook in hierdie jaar vir U dankbaar kan dien met ons lewe. Ons dankie vir hierdie besondere gedeelte van U skrif, wat ons kan lees nou. Wil U vir ons help om dit te hoor, en dit in ons harte te bære. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ons gaan, ek dink so, bekende verhaal in die Ou Testament, vanoggend die Here se woord uit verkondig, is die boek Rut. Die boek Rut, het gaan op die bord ook wees, maar ons lees uit, is op bladsy 283. Rut 1 vanaf vers 1. In die tyd van die leiers was daar op 'n keer hongersnood in die land, en 'n man met sy vrou en sy 2 seuns het uit Bethlehem in Juda weggetrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Die man was Elimelek, sy vrou Naomi en sy 2 seuns Maglon en Kilion. Hulle was afkomstig uit Efrata in Bethlehem in Juda. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig. Toe Naomi se man Elimelek sterf, het sy en haar 2 seuns alleen agtergebly. Die 2 seuns het later getrou met die Moabitiese meisies Orpa en Rut. Naomi en haar seuns het omtrent 10 jaar in Moab gebly. Toe haar 2 seuns Maglon en Kilion ook sterf, het sy alleen agtergebly, sonder haar seuns en sonder haar man. Toe sy verneem dat die Here vir sy volk uitkoms gebring het, deur vir hulle goeie oes te gee, het sy en haar skoondogters klaargemaak om van Moab af terug te gaan. Sy en haar skoondogters het saam vertrek uit die plek waar hulle gebly het, op pad na Juda toe. Ek glo dat jy die verhaal verder ken. Die een dogter, Orpa, het omgedraai, die ander dogter Rut het saamgegaan. Daar staan, as sy nou later sê, gaan asseblief terug, en dan kom sy Rut met die wonderlike woorde, die van die wat die Bybel oop het, kan daarna kyk, is vers 16, moet my toch nie dwing om van jou weg te gaan en om te draai nie, want waar u gaan sal ek gaan, waar u bly sal ek bly, en dan die belangrike woorde, u volk is my volk, u God is my God. En dan lees ons hoofstuk 4 vers 13. Boas het toe met Rut getrou en hy het gemeenskap met haar gehad. Die Here het haar swanger laat word en Rut het 'n seentjie in die wêreld gebring. Die vrouens sê toe vir Naomi:
Aan die Here kom die lof toe, omdat hy vandag vir jou 'n losser gegee het. Mag die losser se naam bekend wees in Israel, en mag hy vir jou vreugde bring, en jou op jou ou dag versorg. Jou skoondogter wat jou lief het, en wat vir jou meer werd is as 7 seuns, het hom in die wêreld gebring. Naomi het toe die seentjie op haar skoot gevat, en as haar eie aangeneem. Haar buurvroue het die seentjie toe 'n naam gegee. Hulle het hom Obed genoem, en gesê, 'n seun is van Naomi gebore. Obed was die voorvader van Dawid. En ons kom terug daarby, maar dit is 'n verskriklike belangrike sinnetjie. Rut, wat geboorte gee aan die seentjie, wat uiteindelik die voorvader van Dawid is, wat die voorvader is van die seun van Dawid, van die Messias, van Jesus Christus. Ek wil vir julle so 'n aanbevelingkie maak. Kyk, as jy nou vanmiddag, ek weet nou nie wie gebruik nou 'n ou middagslaapie op 'n Sondagmiddag nie, maar as jy nou die ou middagslaapie gedoen het, en jy is rustig, dan maak jy vir jou 'n koppie koffie, en dan gaan sit lekker in 'n stoel, en lees die hele boek Rut deur, 4 hoofstukke. Wat 'n pragtige verhaal. Ek wil dit net vooraf sê, Oprah Winfrey, is regte naam is Orpah. Sy is vernoem na hierdie karakter in die Bybel, maar in die Amerikaanse tongval het dit doodgewoon Oprah geword. Nou hoekom ek dit nou vir julle sê, weet ek ook tog nog nie eintlik nie, maar dis maar sommer ietsie om te weet. Wat 'n pragtige verhaal. 2 hooffigure, Naomi en Rut, gaan deur die diepste ellende van smart. Die boek begin met 3 begrafnisse. 'n man en 2 seuns. Jy kan jou dit nie voorstel nie. Die van die wat kinders het, probeer het in een oomblik, jy kan nie. Dis eenvoudig verskriklik. Maar het eindig met 'n geboorte, met die seentjie wat kom. En in die verhaal speel Bethlehem en Efrata 'n rol. Bethlehem, daar is ons op 'n dag 'n seentjie gebore, die verlosser van die wêreld. Pragtige verhaal. Ons hou van 'n storie wat mooi eindig. Die storie begin sleg. Stories word so geskryf van die hongersnood, van die vlug na 'n ander land toe, na die Moabiete toe. Moabiete was 'n heidense nasie, en ek kan nie van die kanslaaf vir vertel van die oorsprong van Moab nie. Jy moet maar in die Bybel gaan lees. Dis 'n bietjie rof waar Moab en Ammon vandaan kom. Maar goed, dis ook iets anders. In die vreemde land vlug hulle vir 'n hongersnood uit die land, en dis belangrik om dit ook te sê, uit die land wat die Here van gesê het, 'n land wat oorloop van melk en honing. Ek noem dit, ek lê klem daarop, want jy gaan nou hoor hoe dit deel is van ons lewensverhaal ook. Maar 'n wonderlike verhaal, dit eindig pragtig met die liefde tussen Boas en Rut, en die geboorte van die seentjie. Iets soos, and they lived happily ever after. Maar dit klink vir ons lewensvreemd. Die werklikheid is mos iets anders. Die wêreld wat ons in leef, is mos anders. Dis mos 'n stikkende wêreld. Ons kan mos nou maar net die nuus lees, en die koerant lees, en net sien hoe verskriklik hartseer hierdie wêreld regtig is. En as ons kyk na ons omstandighede, ook in ons eie land, en ons kyk na die droogte, ek het gister my verstom toe ek hoor op die nuus dat Durban van alle plekke waterbeperkings het. Ek het self 5 jaar daar gebly, ek kan my dit nie met die voorstel nie, maar so begin het lyk in ons land. Kroonstad, wat al maande sonder water is, en so kan ons aangaan. En nou, miskien ook iemand in die kerk, wat na jou eie lewe kyk en sê, ai tog, dis nie happily ever after nie. Dis swaar kry. Hartseer wat op my pad gekom het. Wat baie keer mense vra, maar waar was die Here toe dit gebeur het?
Hoekom het hy dit toegelaat in my lewe? Hoekom moet ek hiermee worstel? Ek en Francis het ook met iemand gepraat, 'n vriendin wat sy ken, wat jy jou totaal verstom as jy hoor wat alles in haar lewe skeef loop. Buite haar beheer. Nee man. Die verhaal klink na die sogenaamde suksesteologie. Dit klink na die soort van teologie wat verkondig, as jy 'n kind van die Here is, 'n ware, regte kind van die Here, dan loop alles reg. Dan loop niks verkeerd nie. Dit klink daarna. En ons beleef het ons nie so nie. Die verhaal is vol swaar kry. Met Naomi wat met haar seuns en haar man moet vlug na die heidense Moab. En daar is haar man eers dood en haar 2 seuns, en dan hoor sy dit gaan beter in Israel en sy wil teruggaan, en die een dogter Orpa bly agter, en dan die wonderlike skoondogter wat saam met haar skoonma gaan. Dwars deur die verhaal skyn daar een helder lig. Daar's die donker kant van die dood, van begrafnisse. Daar's die wonderlike kant van die geboorte van 'n seentjie. Maar deur dit alles is dit nie net 'n wonderlike verhaal van die live happily ever after nie. Dis 'n verhaal van die sekerheid van God se teenwoordigheid. Sy teenwoordigheid in die droogte en die hongersnood en die grafte en die geboorte en die opstanding van die seun van Dawid en die nuwe hemel en die nuwe aarde. Hy het 'n verbond met jou en met my gesluit. En hy het die verbond verseël met sy bloed. Weet jy wat is interessant? Ek sal nou ietsie sê oor die losser. As jy in Israel daai tyd in ooreenkoms 'n kontrak met iemand gesluit het, wat is die teken wat jy vir hom gee dat die kontrak gesluit is? Jy trek jou skoen uit en jy gee dit vir hom. Jy kan dit gaan lees vanmiddag daar in die stoel. Gee die skoen vir hom. Hoe weet ek dat God 'n verbond met my gesluit het? Hy het nie vir my 'n skoen gegee nie. Hy het vir my bloed gegee. Sy lewe aan die kruis. Die volgende Sondag by die nagmaaltafel, dan vier ek dit met oorgawe. Deur al die chaos van hierdie wêreld skyn die helder lig van die lewende God wat hom aan my verbind het. Daar's die werklikheid van 'n verskriklike wêreld. Maar ons as gelowiges weet van 'n ander werklikheid. 'n werklikheid wat baie keer nie gesien kan word nie, maar wat ons kan sien. Die werklikheid van 'n lewende God. Die God wat die nood van mense raak sien. Een van die merkwaardigste gedeeltes vir my in die Bybel is Eksodus 2. Die Israeliete ook in die vreemde. Nee, Abraham, Jakob wat moes Egipte toe trek, ook hongersnood, honger en droogte. Die jare het verbygegaan, die farao het te sterwe gekom, die Israeliete het gesug en gekreun onder die swaar werk, hulle geroep om hulp, het tot God opgegaan, en dan God het hulle gekerm gehoor, en aan sy verbond gedink. Hy het die nood gesien, en dit ter harte geneem. God het Naomi sy hartseer ter harte geneem. Hy neem jou hartseer en swaar kry ter harte. Hy wil jou dra in sy liefde en sy genade. As alles donker en uitsigloos lyk, bly in hom, soos ons gelees het. Hou vas. Daar's 'n groter prentjie. Dit laat my altyd 'n bietjie dink aan 'n legkaart. As jy die pragtigste legkaart bou, en daar ontbreek een enkele stukkie, is die legkaart 'n mislukking. Jy wil daardie stukkie hê. En so het elkeen van ons plekkie in hierdie groot legkaart.
Maar weet jy wat van die legkaart? Daai klein stukkie kan nie die prentjie sien nie. Hy is deel van die prentjie, maar hy kan hom nie sien nie, want hy is mos deel van die plat oppervlakte. Ek en jy is deel van hierdie legkaart van God. En al kan ons nie die prentjie sien nie, daar is 'n prentjie. God skilder hom en hy teken hom. Hy gebruik ander mense, soos ons in die verhaal lees, om sy wil, om sy liefde uit te voer. Rut en Naomi word gehelp deur die sogenaamde losser. In die Ou Testament is dit die naaste bloedverwant, wat wanneer 'n familielid in nood verkeer, in die geval Elimelek se grond wat uit sy hande gegaan het as gevolg van droogte en daarom bankrotskap, die naaste losser moet nou intree en die grond koop by die nuwe eienaar en dit terugbring in die familie. Soort van verlossing kan ons ook sê. Dis waar die skoen nou ter sprake kom. Maar toe is daar nou 'n kinkel in die kabel, want die eerste losser hoor toe, ja, ek wil graag die grond koop, dis reg, maar hy moet die weduwee saamvat. En hy sê toe nee, sien nie daarvoor kans. Maar Boas doen dit. Die losser wat die deel van die evangelie van die koninkryk terugbring. Losser, Job het gesê, my losser leef te midde van sy swaar kry. Die losser wat ons ken, sy naam is Jesus Christus, die Here, die een wat gekom het omdat jy en ek ons deel van die koninkryk verloor het, ons aandeel daarin tot niet laat gaan het. En hy is nou ons naaste bloedverwant, wat sy bloed laat vloei terwille van ons, om ons deel van die koninkryk vir ons terug te gee. God wat in Jesus Christus in 'n stikkende wêreld sy verlossing bring, en dit bring vir alle mense, vir die Moabiete, die heidense nasie, vir die mense van die wêreld, die sekerheid dat ek aan die Here behoort. Broer en suster, fokus op die Here. Weet jy, ons probleem is, dink ek, ons fokus op die koerant. Ons kan mag hom maar lees, ek lees homself. Ons fokus op die nuus. Ons fokus dalk in ons eie lewe op die swaar kry. Fokus 'n bietjie op Jesus Christus. Al is dit donker, al lyk dit nie goed nie, al kry ek swaar, al het ek baie vrae, te midde van al die hartseer, is God nog steeds op die troon, en hy is die Here. Ek wil graag afsluit met die psalm waarmee ek voor begin het, Psalm 16. Psalm 16 vers 5. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Hoor jy dit? U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'n pragtige deel is van my afgemeet. Ek wil net vir ouer mense, kan julle onthou, wat was die ou vertaling? Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Here loof, wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat die troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Amen. Here, baie dankie dat ons in hierdie verskriklike stikkende wêreld maar net kan vashou aan die lewende Here. Dat ons saam met Naomi en saam met Rut in die krisis, in die swaar kry, aan die sekerheid kan vashou
Ons aanbid 'n lewende God. Ons lewens, elkeen van ons vanoggend hier, is veilig in die versorgende hande van ons Vader. Here, daarom bid ons, veral dan nou ook vir die mense wie se name op ons siektelys is. Daar's ook mense wat hartseer is, wat die dood beleef vir die week van familie. Ons bid om u troos en u wonderlike genade elke oomblik vir elkeen van hulle, vir behandeling wat gekry moet word, vir ongemak, vir pyn. Dra vir hulle in u liefde. Help ons in ons land, ook in die tyd wat nou voor lê. Help ons in ons landbouseisoen wat voor lê. Ons kan maar net bid, dra vir ons in die liefde, in Jesus se naam. Amen. Ons dien die Here met ons offergawes.